Ons sê vir mekaar gereeld waaroor is ons dankbaar. Ek dink nie ons vind dit eintlik moeilik om vir mekaar te sê waarvoor ons moet dankie sê of waarvoor ons dankbaar is nie. Soms is hierdie lys van dinge waaroor ons dankbaar is verskriklik lank. En dan wanneer iemand iets vir ons doen, dan sê ons vir hulle dankie. Partykeer gaan hierdie dankie dan ook verder met meer as net woorde en dan met 'n geskenk. Iets wat ons vir die ander persoon gee om dankie te sê. Nou daar in 2 Korintiërs 9, dan sê Paulus vir hierdie gemeente dat hulle die dankoffer reg moet kry voordat hulle na die mense toe gaan, voordat die mense na hulle toe kom. En dan sê Paulus daar vir hulle dat hierdie dankoffer nie omdat dit afgedwing word op hulle gedoen moet word nie, maar dat dit opreg sal wees en dat dit uit hulle harte uit sal kom, dat hulle harte oop sal wees. Juis omdat God so vrygewig is, dat hierdie dankoffer dan ook uit hierdie vrygewigheid sal plaasvind. Dit laat my wonder, hoeveel keer ons nie vir mekaar iets gee om dankie te sê, maar dat dit tog maar net 'n gebruik is om vir mekaar iets te gee nie. En dan, op hierdie lys van alles waarvoor ons dankbaar is, dat ons dit nie met ander deel nie. Selfs al is dit nie eers daardie persoon wat dit gee vir ons, waaroor ons dankbaar is nie. Met ander woorde, ons lewe elke dag omdat Jesus Christus vir ons 'n verhouding met God gegee het en omdat God vir ons hierdie asem gegee het. Ons lewe elke dag uit Jesus se genade. Ons lewe elke dag uit hierdie liefde. Ons voel en ervaar dit elke dag. Maar ons gee nie noodwendig terug uit hierdie dankbaarheid nie. Maar miskien roep hierdie gedeelte ons juis om uit dankbaarheid ons harte oop te maak en dan vrygewig met ander mense te deel. Om dit waarvoor ons dankbaar is met vrygewigheid aan ander uit te deel. Miskien moet ons onsself vra waarvoor is ons dankbaar en hoe kan ek dit vrygewig met enige iemand anders deel. Selfs die wat nie deel het aan dit waarvoor ek moet dankie sê nie. Ons hele lewe getuig van alles waarvoor ons dankbaar is. En dit is nie net ons woorde nie, maar ook ons dade. En wanneer ons dan, soos Paulus dit bedoel in 2 Korintiërs 9, daar in vers 5, wanneer ons dan vir mekaar 'n dankoffer gee, om vir mekaar te wys, ons is dankbaar omdat ons uit genade leef, dan is dit omdat ons 'n seën vir die ander persoon wil gee, 'n blessing vir iemand anders wil gee. Mag dit jou aanspoor om vandag te dink oor alles waarvoor jy dankbaar is en dit dan vrygewig te gaan deel met ander.